One Republic, I Ain't Worried op Groot FM 90.5. Hoor hier, ek is skoon op my senuwees. Angels believe. Ek het gesê jy is die son. Want Jan Blom is in die ateljee. Jy ken hom van liedjies soos Bruiten se brief. Ene wat ek weet ons baie kry en wat mense gereeld vra ons moet speel. Bly vanavond by my. Ek het dit seer gekry. Sit jou lyf weer in my groen trui. Is natuurlik groen trui. Jan Blom is een van Afrikaanse mees eerlike storytellers. Hy's 'n kunstenaar wat nog nooit bang was om sy hart op sy mou te dra nie. En vandag vier ons sy album wat verlede week uitgekom het, Tot daar waar lig is. En hy's in die studio. Hoe gaan dit met jou? Goeiemiddag al die Groot FM mense. Dit gaan baie goed met my, baie dankie. Hoorie, dis so lekker om jou hier te hê. Baie welkom by Groot FM. Ons love jou, jy weet dit. Ek love julle ook. Ag, dankie. Ek doen. Dankie. So, ek dink kom ons spring weg. Verlede week het ek so hier en daar vir mense so 'n bietjie snippets gegee van wat hulle kan verwag van jou album. Ek het ongelooflik baie WhatsApps gekry van mense wat sê hulle kon nie wag dat hy uitkom nie. Hy is nou uit en dit is hoendervleis. Dit is regtig ongelooflik. Baie dankie. Well done it. Dit voel amper soos meer as net 'n album. Dit voel soos 'n persoonlike dagboek of dalk kan mens self so ver gaan om te sê belydenis of en 'n nuwe hoofstuk, sou ek sê. Absoluut. Ek dink dit is al daai dinge. En as dit so oorkom, want kyk ek kom ook eens agter regtig waaroor dit gaan as jy dit hoor, né? Jy kan nou maar intensies hê tot jy blou is in jou gesig. Maar as dit nie oordra nie, dit konnekteer nie met mense nie, dan is dit, jy weet, dan is dit net 'n los. So ek is verskriklik dankbaar dat dit so oorkom en dit was die doel gewees. So, wat het jou gebring by Tot daar waar lig is? 48 jaar. Love it. Beste antwoord ooit. Malle oor. Absoluut. Ek het laas jaar het ek besluit, kyk, ek gaan definitief ek jy weet ons is in deesdae in so 'n nuwe era waar dit makliker is, ek dink vir ouens, jy weet, kunstenaars om 'n liedjie op te neem en dan want dit gaan ons nou gewoonlik op 'n speelhuis eers op 'n digitale plek en dan sit jy nou 'n video uit en so maak die ouens nou maar, jy weet, dit is like vir my dis nou maar die tendens van die wêreld, maar ek het gedink ek gaan dit ook try, jy weet, en toe skryf ek een song, toe die song klaar is, toe weet ek het 'n album. Maar dis gewoonlik so, want jy, en dis wat ek nou gesê het, jy's 'n storieverteller. Ek kan nie net een song skryf nie. En een song, en ek het ook vir luisteraars laasweek gesê, ons gaan stukkies speel en ons gaan 'n live song doen en ons gaan van die musiek speel, maar jy moet eintlik hierdie album van begin tot einde gaan deurluister. Perfek. Dan ek dink dit is elke keer wat ek doen met my album, dis my 12de een. Dit is presies wat ek probeer doen het. Dis amper soos 'n jy weet, soos om 'n uitstalling in 'n galery te gaan kyk. Jy weet, jy wil by een painting begin, maar jy wil graag deurstap, en as dit regtig goed is, gaan jy dalk weer deurstap, jy weet, en dalk weer deurstap. En dit is presies wat ek probeer doen met die album. Dus ek wil graag mense deur daai thought proses vir my vat. En dit is eintlik so lekker, ek wil amper sê, dis amper soos 'n wintergeskenk, want ons kry nie meer albums nie. Ons kry, soos jy sê, singles. En dis great. Ja, dis fantasties. Dis great, maar om vir 'n slag weer 'n hele album te hê waar jy 'n klomp songs het van jou kunstenaar wat jy van hou, wat jy na kan luister en wat jy mee kan assosieer of wat jy kan probeer ontrafel. Dis net so lekker. Dis so snoesige gevoel. Dankie. En ek het dit by die staanspoor uitgegaan dat ek 'n CD wil maak. Dat ek fisies 'n CD wil maak. Ek bedoel, my ou bus het nog 'n CD-player en ek het so baie kere, wie wat mis ek? Ek mis daai kontak na shows waar jy, of iemand wat vir jou 'n CD pos en sê teken vir my, of na 'n show net gaan en met iemand te kan praat terwyl jy weet 'n CD teken en jy daai persoonlike ding en jy daai momento en die mense vat actually die musiek weg van die, jy weet, van die show af en jy gee vir hulle die musiek amper fisies. Ek weet dis nou maar net 'n metafoor daarvoor, maar
Yes, ek het dit heeltemal so gesien. Dis hoekom ek het actually toe CD's ook uitgebring. So dit is nogal nostalgies en dit is so warm gevoel. Dis baie lekker vir my gewees om weer albumcovers en sulke goeders te doen. Ek weet nou nie waar ons dit gaan verkoop nie, hulle moet maar shows toe. Maar shows toe gaan ons 'n CD daar kan koop. Ja. Maar dis dalk is dit net ons millennials. Dalk is dit 'n millennial ding. CD's was so half. Mense spot my verskriklik want ek het 'n hele versameling van CD's, rakke en rakke vol CD's en wat ek van hou en plate en boeke. Ek hou nog van 'n fisiese boek, ek hou van 'n fisiese album. Dis net so lekker. Ja, dis 'n emosionele fotoboek amper. Jy weet, want jy connect weer met daai CD, waar was ek gewees, jy weet ook hierdie live throwing kopper era, jy weet, of hierdie Metallica Black was ek hier op skool gewees, of nou Guns N' Roses Use Your Illusion, dis my era se goeters daai. En hoe lekker is dit om daai moeite te doen? Jy druk nie net op 'n wijsknopjie op jou foon nie, jy moet fisies die CD gaan uithaal, 10 teen 'n bietjie die krappies uithaal, die boekie kyk en die ding in 'n CD player. So dis nogal cool want jy doen moeite vir die musiek. Ja. Hoorie, as ons terugkom, gaan ons gesels oor Tot daar waar lig is. Ons gaan gesels oor van die songs wat daar op is. Ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag om dit met jou te deel nie. Bly ingeskakel op Groot FM 90.5. Ek sien nie kom nog voor ek 'n song begin speel het eers kom hier al klaar 'n klomp WhatsApps en die mense is mal oor jou. So ons gaan daarna ook kyk, ek beloof. Jan Blom, as jy dans op Groot FM 90.5 splinternuut vanaf sy album Tot daar waar lig is. Hoorie rek. My WhatsApp lyn breek al klaar. Ek het 'n boodskap van Renay, sy sê hoendervleis mooi, speel hierdie song vrot. Jan Blom is my healing. Jo, no pressure daar, no pressure. En baie dankie. Leandri sê so lekker om 'n nuwe Jan Blom song te hoor. Ek kan nie wag om die hele album te hoor nie. Jy moet gaan luister, hy's uit. Hy's uit. Jy kan gaan luister. Dis nou super nice sê iemand anders en dan sê Tia hierso, Jan, al wat ek kan sê is hy is en bly 'n legend. Geluk met die nuwe album, groot hoogtes. Hier kom ons. Tia stuur baie liefde en groete vir jou. Baie dankie Tia. En wow, klink goed, gaan hom op my speellys wees. Great. Gaan sit hom sommer nou op. Jy kan sommer die hele album gaan doen daarso. Hoorie, ons praat oor die album Tot waar die lig is. Wat sou jy sê, hierdie titel is ongelooflik sterk. Dit het die eerste ding wat ek gesien het voor ek nog die press release gekry het toe daar vir my gesê is waaroor ons gesels vandag was daai Tot daar waar lig is en dit het my onmiddellik gecapture. So die titel is baie sterk. Wat beteken dit vir jou in hierdie fase van jou lewe? Dit is 'n journey. Dit is 'n journey, dit is definitief dis 'n reis. Absoluut. Ek het hierdie gevoel gehad dat ons dalk in lig gebore word. Wel ek gaan over myself praat, in lig gebore word en eers in die wêreld sluk die duisternis ons in of dis die vraag wat ek vra op die album hoe ons betrokke raak en ek persoonlik betrokke geraak het by duisternis. En die vraag is gaan nou weer by die lig uitkom, jy weet. Ja. En dit is ek gaan nou nie alles weggee nie. Ek het kon nie net 'n album skryf oor nie. Ek moes 'n produksie gaan skryf daaroor. En so die produksie Tot daar waar die lig is gaan juist daaroor en probeer ek hieroor praat en praat ek want ek kan nie uit myself uit my eie persoonlike ondervindinge praat ek baie eerlik daaroor en ek dink wat ons los vir mekaar is daai vraag van dis tog wat saak maak. Dis hierdie uitbeweeg want die wêreld is maar 'n donker plek. Ja. Dit is tot daar waar die lig is. Dis hierdie journey dat is tog reis tot by die lig. So jy sê in op hierdie album en oor die album dat dit sluit so half 'n hoofstuk af en dit maak 'n nuwe ene oop. Ja. Watter hoofstuk maak jy toe? Ek dink ek het vir lank was ek so half jy gaan nooit daarvan wegkom nie, maar hier my hart en het ek dit kan ek voel dit is toegesluit en dit is definitief my betrokkenheid by weet my ek is 'n alkoholist en ek was vir baie jare verslaaf aan kokain. Ek sluit definitief daai ding wat ek het altyd met 'n stigma rondgeloop oor myself. Ek het rondgeloop met spyt en met skaamheid. Jy weet het ek rondgeloop en was embarrassed daaroor. Jy weet so oud so 'n bietjie gepraat daaroor, mense het geweet daaroor, maar dis nie dat ek weggekruip het daarvoor het weggeskram het daaroor nie, maar ek het dit nooit reguit kon praat daaroor nie, want ek het nooit geweet hoe om uit te kom nie. Ek was baie skaam daaroor. En ek voel ek kan dit in my voel dat jy weet dat die Here daai ding vir my weggevat het. Ja.
At least die skaamte, ons almal is mense, almal se Almal agterin te het gly. foute, verseker. Almal se goeters gly, maar weer eens, waartoe beweeg ons? Beweeg jy na die donker toe, beweeg jy na die lig toe. En ek wil graag tot daar waar die lig is beweeg. Hoorie, dit is so mooi en dit is ook die temas waaraan hierdie album raak. Absoluut. Liefde, verlies, verslawing, geloof, hoop. En ek hou van daai laaste ene want dis wat ons almal eintlik nodig het, is 'n bietjie hoop. Bietjie hoop. So bietjie 'n hoop. Net 'n hoop. Dis baie groot temas. Jy sê nou dit is nie dat jy dit weggepraat het of weggesteek het nie, maar dis moeilik om so eerlik en so rou te wees. Was dit vir jou moeilik om? Dit was, want ek was nie eerlik met myself nie. Ek was nooit regtig eerlik met myself nie. Dit het baie gevat om, want 'n ou is eerlik op vlakke. En ek dink nog steeds kan 'n ou nog eerliker raak. En dit is regtig, dis 'n journey wat jy begin besef is eintlik wat jy beklei is jou eie ego. En jy weet jy wat alles wil beheer. Ja. Ek bedoel ek dink 'n groot ding vir my, die serenity wat ek nou het, is definitief dat ek my lewe oorgegee het aan God. Jy weet, en ek glo dat Jesus Christus my antwoord is. Dit het alles vir my omgedraai en vir my definitief begin verander. En ewe skielik kon ek praat daaroor, want ek weet ek is vergewe vir hierdie goeters. Ja. Jy weet. En dit ek weet nie, ek voel nie meer regtig embarrassed daaroor nie. Daar is goed wat ek is nooit trots op wat gebeur het nie. Dit moet my verkeerd verstaan nie. Daar is dinge wat gebeur het, ou nooit oor trots is, veral waar mense seer gekry het. Maar om in die lig te leef, kan mens nie in skaamte leef nie. Jy kan nie en jy kan regmaak, want ewe skielik kan jy sien waar kan ek regmaak en waar is dit nodig om reg te maak en waar was dit maar deel van ander mense se journeys ook. So, daar's so 'n mooi stuk wat jy sê ons breine lieg vir ons siele en harte. Ja. Dis 'n ongelooflike gedagte. Wat bedoel jy daarmee? Hierdie verstaan van ons, en dis presies wat ek van praat, vir my persepsie van wat die ego is. Ons het 'n ego gekry om ons te beskerm. En hy probeer ons gesonde verstand en die image wat ons van onsself het, probeer hy beskerm ten alle koste. Maar wat daai ding doen is hy begin vir jou lieg, jy weet. Party maar mense voel verskriklik vet. Ja. Dit het niks met enigiets te doen behalwe jou brein wat jou eie identiteit beskerm. My identiteit lê in het definitief begin skuif van wat mense sien en so aan na wat ek as 'n siel is en wat ek as voor God is. Jy weet wat ek as 'n spiritual being is. So ek luister minder na my brein en ek lees meer Bybel. So Dis die antwoord. Is hierdie dalk die mees eerlike weergawe van Jan Blom wat mense nog gehoor het? Absoluut. Tot op hierdie stadium en ek maak geen beperkings daarop nie. Ek glo mense, jy weet wat mense soos 'n ei, Breitenberg het dit so pragtig gesê. Hy sê mense is 'n ei en jy skil jouself of tot daar net 'n traan in jou oog oorbly. 'n Ou gaan bly skil en jy gaan bly skil en dit is jy's die journey want miskien binne in hierdie ei, daai traan, dis die lig. Ja. Jy weet wat 'n ou so afskil, jy weet maybe was ons die hele tyd die duisternis en 'n ou moet dit net afskil en nie scared wees nie. Want binne in ons daai hierdie ontsettende klomp lig. Hoorie, hier's 'n stukkie van Jan Blom se so gepraat van lig, se liedjie van sy nuwe album Wit Lig. Jy's medisyne vir my lyf. Ek sê weer, jy moet hierdie hele album gaan luister. Ek kan net vir jou in 'n uur stukkies speel van alles en vir jou 'n gedagte gee van dit, maar om dit te beleef, moet jy die hele album gaan luister, tot daar waar lig is. As ons terugkom, Jan het ook sy gitaar gebring, gaan ons bietjie luister na musiek, sang wat hy geskryf het. Ek gaan nou net hierna vir jou Sterre speel, sommer volledig. Sterre, nie Sterre nie, Anoniem, skus. Anoniem is vanaf sy nuwe album, een van my gunstelinge sover. Dit verander mos soos wat 'n mens luister, maar op hierdie stadium een van my gunstelinge. Ek speel vir hom net hierna, bly ingeskakel op Groot FM 90.5. Jan Blom, Anoniem vanaf sy nuwe album Tot daar waar die lig is, een van my gunstelinge nou van hierdie album, maar dit verander dalk weer volgende week, kry ek nou weer 'n ander ene wat ek van hou. So, dis so mooi. Hier kom ongelooflik baie WhatsApps en ek jammer as ek nou nie almal se WhatsApps kan lees nie. Hier's iemand wat sê ek probeer werk, maar is moeilik met sulke great musiek. Hou so aan. Iemand anders sê Jan Blye Eyster, great musiek, luister na jou nuwe album in Parys, Frankryk.
Awesome. Merci beaucoup. Dankie. Hierdie liedjie laat my dink aan Frank Duval, besonders mooi, strelende musiek. Dan het iemand anders gesê, ek like jou nie, ek love jou. Love jou ook. Nou dat ek weet waar jy gegaan het ek nog meer respek vir jou. Iemand anders sê hierso, Hanlie sê dis 'n cool song, mal oor Jan se nuwe album, dis ongelooflik mooi. Hier sê iemand ek kan vir ure na Jan Blom se stem luister. Hy sal seker altyd een van my celebrity crush wees. Hier kom dit nou. Nou raak dinge warm. Hier's nog 'n klomp WhatsApps. Baie dankie vir almal se WhatsApps. Ons praat oor jou nuwe album Tot daar waar lig is en een van die dinge of een van die sterkste dinge uit jou persverklaring uit wat vir my uitgestaan het, is die quote wat sê stikkende goed kan niemand breek nie. Vertel vir my 'n bietjie meer oor daai idee. Ag, dit is nou maar seker een van daai konsepte wat ek nou met my wie as 'n kreatief het. Ek het gaan kyk na my eie gebrokenheid en ek het gaan kyk hoe maak 'n ou sin. Jy weet, hoe sit jy als vir mekaar keer na keer, want kyk, dit is nie een keer wat ek als aan mekaar moet sit nie. Jy weet, deur my lewe moes ek dit 'n paar keer doen. En ek het net op hierdie plek, maar hoekom moet jy dit doen? Jy weet, hoekom moet jy jouself aan mekaar sit? Is dit nie okay om net stikkend te wees nie? En toe begin ek besef, maar as jy regtig onbreekbaar wil wees, die enigste onbreekbare ding is die ding wat stikkend is, want jy kan nie stikkende goed weer breek nie. Stikkende goed is stikkende goed. So daar is 'n mooi en daar is power. Dis maar nie 'n manier om power te gee aan 'n mens se gebrokenheid. Is wel jy kan nie weer breek nie. So nou is jy daar, nou is daar net op. Daar's net nou tot daar waar die lig is. So. En in elk geval, ek dink altyd so Leonard Cohen het die mooiste ding gesê, hy het gesê, the cracks in the wall is where the light comes through. En ek dink dis nogal 'n diep ding om te sê, maar ek moet eintlik werk aan nie net my verhouding met ander mense nie, maar ek moet nou werk aan my verhouding met myself. Wow, ja. En daai's 'n moeilike ding. Hoe het jou verhouding met jouself verander oor die jare? Ek dink dit het deur baie fases gegaan. Ek dink ek is gebore as iemand wat baie ongemaklik was in sy eie vel. Wat nooit gemaklik gevoel het tussen mense nie, maar nog minder so by homself, maar tog baie tyd saam met myself gespandeer het. Daardie probleem ingekom. Ek het ontvlugting gesoek. Ek het natuurlik verkeerde jy weet, soos goeders beskikbaar geraak het tot my. Ja. Want omdat ek nie altyd kon, ek weet nie, ek het gesukkel om op 'n, weet ek kon connect met 'n audience, maar ek het gesukkel om met een mens te connect vir lank. Jy weet, ek sou verlief raak, maar ek kon net nie connect nie, en ek kon nooit verstaan hoe voel ek so bitter ongemaklik, wat is hierdie gat in my nie. En daai gat het ek toegemaak, want 'n ou kan net so lank koop daarmee. 'n Whisky werk, want hy doen. 'n Whisky was 'n antwoord. Dit was 'n antwoord vir 'n vraag wat ek gehad het. Dit was nooit my probleem nie. Kokain ook, was nooit my probleem. Ek het nie kokain probleem gehad nie. Ek het 'n kokain oplossing gehad. Maar die probleem is, dit raak 'n probleem na 'n ruk. Ja. As dit op 'n werk sit jy met groter probleme. Jy sê dit is eerder 'n hartprobleem. Dit was 'n absolute hartprobleem, en toe ek daai ding begin besef, toe het my verhouding met myself begin verander. Dis wat ek probeer sê, ja. En wanneer het daardie besef vir jou gekom? Ek dink dit het gradually gekom, maar ek dink dit het definitief die einde 2024. Jy weet, of nie by September rond. Het ek regtig deur 'n ding gegaan, en ek was regtig op rock bottom gewees, en ek het regtig gedacht, dis die einde. Jy weet, ek was al in hospitaal, ek het al gelê, my ribbes was af, ek was regtig nie goed gevoel nie, en daar het net, ek weet nie, daar het net iets gebeur, daar het absoluut net iets gebeur, en ek het insig gekry, en ek voel ek het ontmoeting met die Here gehad, en my lewe het verander. Dit is amazing. Dit is 'n baie persoonlike album. Dit is hoekom ons oor sulke persoonlike dinge gesels. Dit het alle temas in. Maar vir my, een van die mees persoonlike songs op die album is Beautiful Jy. Ja. Wat oor jou dogter geskryf is ek reg? Ja, dit is 100% vir haar geskryf. Ja. Wat sou jy sê het sy in jou wakker gemaak of teruggebring? Verskillende goed. Ek sit nou so tussen twee, want ek wil graag vir jou die monoloog voordra, as dit okay is. Jy is welkom, wat ek in die produksie doen, maar laat ek gou vlugtig verduidelik. Ek het altyd daai geovercomplicate, want dit was liefde wat ek nie kon verstaan nie. Maak nie saak wat ek gedoen het, jy weet, hoeveel mense ek teleurgestel het aan die buitekant, en my fans se goed nie. Ek kon daai girl net in haar eerste
wel, eerste 13 jaar, sy's nou 13, so nou begin ek haar teleurstel. Ja, maar sy's 'n tiener. Ja, ek weet, maar ek laat dit toe. So ek was baie gelukkig, maar ek weet daai girl was net altyd aan my kant. Sy het net altyd my back gehad. Ek kon dit nie verstaan nie. So ek het altyd as ek skryf en ek kon net nie vir haar skryf nie, dit was vir my te groot geweest. Ek kon nie hierdie liefde verstaan nie. Ek kon nie eerlik intap in dit nie. En die oomblik toe ek het begin verstaan, toe besef ek hoe simplisties en hoe maklik dit is. Dit is basically, hey, beautiful jy's die beautiful in my. And that's it. Geen groot poetry, geen groot symfonie, boggerol, dis net hierdie beautiful, regheid, maklik, simpel ding, van laat gaan en jy laat iets anders beheer vat van jou, en jy's daai I got your back no matter what type persoon, jy weet. En ek het, toe die song na my toe kom, het ek hom obviously onmiddellik neergeskryf, en sy het vir my gesê, sy dans verskriklik mooi. Ons het al weggehou van media af die jare, dat ek wou nie gehad het, mense moet sien hoe sy lyk nie, en toe sy vir my gesê, papa is cool, ek sal op jou musiekvideo dans. Ons het het gedoen, jy moet toch gaan check op YouTube. Verseker, dit is amazing. Ja. So, jy gaan hom live doen ook, Beautiful jy, wat jy geskryf het vir jou dogter, jy vat hom weg. Okay. As ek hom getune kry, wag, hier kom hy. Hey, beautiful jy, jy's die beautiful in my. Hey, alles is okay. Hey, die storm is verby. En die stormtyd verdwyn, ek steeds op soek na syn. En die radio man die sê, jy moet jy wil wees. So hey, beautiful jy, jy's die beautiful in my. Hey, alles is okay. En niks maak regtig saak, as ek sag is hy jou raak. Hierdie song is net vir jou, my beautiful love. So hey, beautiful jy, jy's die beautiful in my. Hey, alles is okay. Hey, die storm is verby. Die storm is verby. Beautiful jy. Oh, wow. Hoorie, dis net amazing. Hoe is dit om daai song wat so persoonlik is en oor 'n persoon gaan wat mense nou gaan sien, want hy's in jou music video live voor mense te doen? Scary. Baie. Ek hou van die eerlike antwoord. Dis verskriklik scary. Dis verskriklik scary. Dis verskriklik scary. Dis verskriklike eerlike goeters. Dis verskriklike eerlike emosies. Dis regtig, want ek raak vir my kind, vir my ouers, vir die mense waarvoor ek liefhet, vir my fans, vir my vriende raak ek regtig eerlik.
Maar die wonderlike ding is terwyl ek, jy weet, terwyl ek hierdie goed doen en mense dit voel, kom ek agter maar ander mense raak mekaar ook eerlik. Want daar gebeur nie sulke heavy goed as jy ou bietjie vulnerable raak vir mekaar nie. Jy weet, en daar's regtig genesing daarin. Ek wil dit aanbeveel. Ek wil dit regtig aanbeveel vir mense. En ek praat nie van hoorie so ek het die laaste stuk biltong gevat, eerlik nie. Ek praat van daai, ek is bang ek verloor my werk en dit is hoekom ek so lelik is met julle tipe eerlikheid. Jo, dis amazing. Ek wens ons het nog 5 minute hierna. Bly ingeskakel op Groot FM 90.5. Stukkie van Jan Blom se Gordons Bay op Groot FM 90.5. Jan, wil jy nie sommer net vir die res van die middag bly en dan kan ons net diep raak en chat nie. Ja. So vir ons 'n vuurtjie aansteek. Hoe klink dit? Absoluut. Hoorie so, jy het gepraat van groter produksies, amper musiek blyspele met performance art. Wat is die droom vir hierdie album? Live. Die droom vir die album is ons het dit nou Vrydag, die 8de Mei, toe ons die CD launch het ons jy weet dit gedoen. Is definitief stage produksies. Jy weet waar ek kan jy weet die acting en die drama deel van my kan kombineer met die musiek, met 'n nice band, jy weet my droomband, gekoppel met ek wil nog altyd, ek skryf eintlik al jare lank flieks en idees om dit te kombineer met die visuele aspek en te kombineer met kuns. En 'n deurlopende emosionele storie en 'n reis vir mense aan te bied. Dit is regtig my droom. Ek wou dit nog altyd gedoen het. Ek het gedink ek sal teen met 'n fiksie tipe ding begin, maar ja, ek dink soos die Here dit wil sê nee, jy gaan nie so begin nie. Dis hoe jy gaan doen dit. Ek was amper dood vir daai show, ek het gedog ek wil weghardloop. Hulle het actually hulle het soos 5 minute wat almal was op stage. Ek het net gesê, "Alright, word ek just slaap by die Here praat. Ek is slaap met julle nou maar vir my voordat ek opgaan." Wag net so 'n bietjie. Gee my net 'n oomblik. Ja. As luisteraars net een ding uit tot daar waar die lig is moet wegvat, wat hoop jy is? Daar's hoop. Daar is lig. Daar is lig en vir iemand wat ek glo nie vir my was dit is definitief nie jy weet 'n hallucination gewees nie. Ek weet hoe lyk dit donker. So ek is nie iemand wat my geloof baseer omdat ek bang is vir die hel nie, want ek weet hoe lyk dit, ek was daar. Ek loop uit die hel uit. Dis waarop ek my geloof baseer, is hierdie journey uit die hel uit. En hel, donkerte, wat jy dit ook al wil noem, as honderde name daarvoor. Daar is absoluut antwoorde en 'n ou kan dit kry. In liefde en by goeie mense. En vra vir hulp, jy weet. Ja, asseblief, daar is hulp. Ja. Jy beskryf jou album in 3 woorde. Jy sê dis eerlik, gebroken en lig. Ja. Is dit hoe jy jouself dan sou beskryf? Absoluut kontrasterend, nee. Absoluut kontrasterend. Ja, ek hou daarvan. Ek hou van daai beskrywing. Ek dink ons is kompleks saamgesit. Veral jy weet as ons dink aan jy weet die ding wat ons gemaak het alles gemaak. En hoe kompleks is hy? En hy het van hom in ons gesit. So ons is fantasties gecompliseerd, maar ons is fantasties simplified ook. En so daai antwoord is so wyd. Ek hou deesdae hou ek van baie maklike antwoorde, so ja. Ja, net so. Hoorie so, dit was so lekker om jou hier te hê. As daar nou een sang op die album is, en ek weet dis unfair om dit te vra. Ek weet dis nie fair om dit te sê nie, maar as daar nou 'n sang op die album is wat vir jou die hart van die projek verteenwoordig of wat jou gunsteling op die oomblik is, wat sal dit wees? Definitief Whisky. Ek dink daar seker nou reg het en dit is nie, ek bedoel daar is nie 'n party trick. Wat noem hulle dit in die meetings? Jy weet, ek brag oor Boggerol nie, want jy kan mos nou oor jou oorlogstories kan jy tog so aangaan en brag daaroor asof jy nou kan trots wees daarop. Ek doen dit nie in hierdie song nie. Ek praat baie eerlik en ek spreek ook 'n verhouding baie eerlik aan.
Ek gaan hom speel, ons gaan met hom groet. Hoorie, verskriklik baie dankie dat jy ingekom het. Dankie vir 'n amazing album. Baie geluk moet ek eintlik sê. Baie dankie. Ek dink tot daar waar die lig is 'n ongelooflike stuk kuns. Dit is amazing. Baie dankie. En hoorie, ek wil ook baie dankie sê vir jy weet vir al my fans en almal wat Groot FM 90.5 luister. Gaan Groot baie dankie vir julle ore en vir julle harte. Love jou. Ons sluit af met Jan Blom se Whisky hier op Groot FM 90.5. Sy album Tot daar waar die lig is uit op al die stromingsplatforms. Gaan kyk daar. Jy kan ook die musiekvideo met sy dogter gaan kyk. Beautiful jy. Groot FM 90.5